Goeiemôre. Baie welkom vanoggend by ons nagmaalsdiens vir hierdie kwartaal as deel van lydenstyd, die tyd wat vir ons uitloop op Paasfees, Goeie Vrydag. Mag ons vanoggend en in hierdie Paasfeestyd regtig beleef wie God is, wat God in Jesus Christus vir ons is en vir ons doen. Mag dit vir ons 'n besondere geseënde oggend en geseënde tyd ook vir jaar wees. Vriende, kom ons groet mekaar, sê vir mekaar welkom, maak seker wie sit naby jou. Ek wil spesiaal vanoggend welkom sê vir David Marsden, ons oralis vanaf die 1 Maart. En nou jy die maande mooi gekies dat vandag die 1 Maart is. David, baie welkom vanoggend by ons. Mag dit vir jou ook 'n besondere tyd wees. Dankie dat jy ons sal help en sal begelei om ook met ons sang die Here te loof. En dat jy ons sal help om te besef, ons is nie hier om soos jy kunstenaars te wees nie. Ons is hier om met ons stemme, hoe dit ook al klink, die Here te loof en dat jy ons daarmee sal help. Baie welkom, mag dit vir jou 'n besondere tyd ook saam met ons in die gemeente wees. So vriende, kom ons sing 2 liedere saam met David. Ons gaan sing Loof die Here al wat lewe en die woord het deur die eeue. 2 liedere waarin ons die Here loof, waarin ons vir hom dankie sê dat hy God is. Volg die woorde op die bord. Dis 5 verse in totaal. Kom ons staan en ons sing saam. Loof die Here al wat lewe,
Kom ons kyk net gou terug, wat ons nou net gesing het. Aan sondaars gee u vrede, want u het ons straf gedra. Vriende, ons is op 'n paar plekke op die oomblik besig om in Hebreërs te lees. En in Hebreërs 2 vers 8 en 9 staan daar, as ons rondom ons kyk, en ons beleef dit nou vandag en gister en eergister spesifiek weer, as ons rondom ons kyk, dan sien ons nie, dat alles aan God onderwerp is nie. Maar, sê die Hebreërs skrywer, maar, ons sien vir Jesus, met eer en heerlikheid gekroon, op grond van sy lyding en dood. Ons sien Jesus met eer en heerlikheid gekroon op grond van sy lyding en sy dood. Vir sondaars gee u vrede. Dis in hierdie God se teenwoordigheid wat ons op 'n Sondagoggend saam met ander gelowiges hier is. Dis in hierdie God se teenwoordigheid dat ek en jy elke oomblik leef. Ons sien Jesus met eer gekroon op grond van sy lyding en sy dood. Hy is die middelpunt van ons verlange. Julle kan so sit, dan sing ons die lied. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus, die middelpunt van ons verlange, die een wat ons sien met eer en heerlikheid gekroon is, op grond van sy lyding en sy dood, en van die Heilige Gees, God met ons, God binne in ons, God wat jou vanoggend aanraak. Amen. 'n Erediens is 'n feesgeleentheid. Dis 'n lofgeleentheid. So ons gaan staan en ons gaan nog 2 liedere sing. Die eerste lied met die woorde maak ons oë oop. Oë om te sien waar Jesus met eer en heerlikheid gekroon is. En die tweede lied, daarom Here, U is my lewe. Kom ons staan vir al 2 liedere. Because it
in die 7 lydenssondae wat uitloop op Goeie Vrydag, dink ons daaraan dat Jesus die pad van vernedering loop om God sy troon verlaat het en 'n mens word en uiteindelik deur God verlaat word. En op elkeen van hierdie Sondae blaas ons een van hierdie kersse dood om daarmee te sê dat ons sien, saam probeer beleef wat hierdie pad is wat Jesus geloop het. Ek gaan vra dat die jonger kinders tot so by graad 4 gou vorentoe kom. As daar ander is wat wil kom, is julle ook welkom. Julle moet net nou nie Sondagskool toe gaan nie, maar na julle ouers toe terug gaan. Maar tot so by graad 3, 4 is julle baie welkom hierso. Ek kan sommer hierso so sit. Julle is lekker baie vanoggend. Dit is so lekker om so... Nee, julle moet kom. Hoe gaan dit met julle? Gaan dit goed? Ek is baie bly om dit te hoor. Ons gaan 'n versie in die Bybel vanoggend lees wat sê, Jesus sê, julle moet in my bly en ek in julle. En dan praat hy van 'n druiwestok. Hy sê as 'n loot, 'n tak nie uit die stam uitgroei nie, dan gaan hy nie bly groei nie, dan gaan hy dood. Ek het geweet jy gaan terugkom. Ek is maar by as jy. Dankie. So ek het vanoggend 4 stukkies goud saamgebring. Sien julle, dit is goud. Nee man, dis nie fake goud nie, dis regte goud. Dis fake, want dis ek moet dit mooi sê, dis fake, want dis gepaint. Goed, dis strootjies, maar vanoggend maak ons of dit goud is. Nou, as hierdie goud, nee, al wanneer dit iets beteken, is as dit so heel is. As dit sikkend is, dan beteken hierdie goud niks nie. So, maar die lewe is nie altyd so maklik, so baie keer probeer die lewe goud breek. So ons gaan nou kyk of hierdie goud kan breek. Kyk, hier is die lewe, wat so lyk soos 'n skerp. Kyk of jy hom kan slikkend kry. Niks werd nie. Kom ons probeer 'n ander plan. Nee, gou saggies gou julle. Waar is my dekkie nou? Toe maar. Oké, wag, sit gou mooi. Gee gou vir ons die skerp. Wie gaan nou probeer? Gaan jy vir ons? Ja, probeer jy gou. Kyk of as ek hom kyk nou gou mooi. As ek hom so langs die potlood sit. Nou is hy mos sterk. Kyk of jy hom nou kan stikkend kry. Ooh. Wat is met potlood? So dis is ook niks werd nie. Nou raak my planne op. Kom ons probeer hierdie, maar julle is... Oké, jy kan. Nou sit ons hom binne in hierdie ding. Kyk hoe jy kan stikkend kry. Kom ek gee vir jou wat jy probeer. Oké. Julle kan maak wat julle wil, julle gaan hom nie stikkend kry nie.
Luister gou. Kom ons kyk gou. Toe ons hom alleen het. Is dit gou? Toe ons hom alleen het, toe breek hy. Toe ons hom langs 'n stokkie vasmaak, toe breek hy. Maar as ek hom in hierdie dingetjie sit wat so sterk is dat 'n skerm nie kan stik en sny nie. Luister gou op my boodskap. As ek hom hier insit, dan kan hy nie breek nie. Nou wil ek gou vir julle sê. Nou wil ek gou vir julle sê. Ons wat hier sit, is stukkies goud. Maar die lewe is baie keer soos 'n skerm wat ons wil stik en sny. En dan gaan ons en ons skuil langs iemand anders soos toe ek hom langs die potlood gehad het. Party mense sal net die strooitjies stik en kry langs die potlood. Maar ja, nou kom sommer die potlood en die strooitjies stik en kry met hierdie skerm. Maar as hy in hierdie ding is, en die Bybelversie sê ons, nou moet julle mooi onthou, ons is in Jesus. Ons is in Jesus. Die lewe kan maar kom. As ons in hom bly, as ons Bybel lees, as ons kerk toe kom, as ons bid, as ons doen wat die Bybel sê, dan sal die lewe en die duiwel en niemand ons ooit stikkend kry nie. Kom ons bid saam. Liewe Here, as ons vanoggend sien hoe opgewonde hierdie kinders is om net hierdie strootjie te probeer stikkend kry, dan laat dit ons 'n bietjie dink aan hoe die lewe en hoe die duiwel probeer en opgewonde is om ons te probeer stikkend breek en stikkend sny, om ons te kan vernietig, om te sê, ons dink ons is goud, maar ons is niks werd. Dankie Here, dat as ons in U is, niks ons kan breek nie. En ek bid vanoggend vir elkeen van hierdie kinders, en vra Here, dat hulle elke oomblik sal weet, as ek in Jesus ingeplant is, kan die duiwel maar kom, kan die lewe maar kom, kan die wêreld maar kom, dit sal ons nooit kan breek. Ek bid Here, dat U genade elke oomblik vir hulle genoeg sal wees. Amen. Kom ons staan en dan sing ons 'n lied. Kom ons staan, dan gaan ons 'n lied sing. Hy is die een wat ek lief het in die oggend, hy is die een wat ek lief het in die aand. Hy is die wynstok, die wingerdstok. Ons is maar net die lote en die duiwel kan ons breek. So ons gaan nou mooi na die woorde kyk en ons gaan opgewonde saam sing en die groot mense gaan saam met ons staan. Toe, en ek gaan, weet nie wie saam met julle gaan nie, maar ons gaan julle kom roep, dan kom julle net toe terug, en dan gaan julle saam met ons nagmaal hou. Goed.
Goed, maar julle moet soet wees, hoor? Nee, ander dag, by die huis kan jy probeer. Ek kan sommer hier ingaan. O, okay. Vriende, die gebed wat nou volg, staan eintlik in ons liturgie bekend as die kanselgebed. En dis die gebed waarin ons as 'n gemeente eintlik ons rol opneem as priesters om namens mense vir hulle by God in te tree. En ek gaan nou vanoggend 'n oomblik gee vir stil gebed, want die lys is natuurlik verskriklik lank as 'n mens vir elkeen by die naam bid. En jy weet van iemand en jy tree vanoggend in as 'n priester vir iemand. Op die oomblik is daar baie mense hier rondom ons en daar tussen ons vanoggend wat familie het in die Midde-Ooste en wat bekommerd is. Mense wat dalk ergens in sou vlieg en nie op Doha kan land nie. Gisteroggend is een van ons lidmate, Skalk Reynolds, se broer op 'n tragiese manier van ongeluk. Nie Skalk nie, sy broer. En wat vir hulle 'n groot hartseer is. Maar daar is so baie ander mense wat pyn het, wat seer het, wat bekommerd is, of wat dankbaar is. Kom ons gee 'n oomblik vir stil gebed. Here, met elke gedagte en met elke woord, met elke asemteug en alles wat ons is, wil ons U lief hê, solank as wat ons leef. Want Here, U is ons God. Here, ons gee onsself oor aan U vanoggend. Ons gee alles oor aan U. I want to love you.
Vriende, ons lees in die Ou Testament van 'n boer wat 'n wingerd geplant het. En hierdie boer het geen moeite en geen koste ontsien om sy wingerd letterlik uit die boeke te ontwikkel. En hy het verwag dat daar 'n groot oes aan hierdie wingerd sal wees. Maar uiteindelik lees ons dat hierdie boer bankrot gespeel het. Hy het verwag dat sy wingerd druiwe sou dra, maar dit het wilde druiwe gelewer. Hy het verwag dat dit edel, egte druiwe sou dra, keerdruiwe, maar dit het verander in wilde druiwe, in 'n vreemde wingerdstok. En hierdie boer was niemand anders nie as God. En die wingerd waaraan hy aandag gegee het, was sy uitverkore volk, Israel. Van hulle lees ons in Jesaja 5. Ek wil aan julle bekend maak wat ek aan my wingerd gaan doen. Ek gaan sy doringheining verwyder, sodat dit bewy kan word. Ek gaan die gekapte klipmuur, waarmee dit beskerm word, sodat die vyand nie daar kan inkom nie. Ek gaan die gekapte klipmuur afbreek, sodat dit 'n vertrapte plek kan word. Ek sal dit 'n verwoeste plek maak. Dit sal nie meer gesnoei en geskoffel word nie. Eintlik sê God hiermee, ek onttrek my aan Israel. Ek onttrek my aan my wingerd. En dis presies wat gebeur het met Israel net daarna. Hulle is in ballingskap weggevoer. Die land is deur die Babiloniërs en deur die Assiriërs verwoes. Alles wat hulle beskerm het, al die heininge wat hulle moes veilig hou, is vernietig. En dan sê die Here vir hulle, julle het die beste versorging ontvang. En dis hoe julle my beloon. En nou is die vraag, beteken dit nou dis verby? Is dit nou die einde van God met sy mense? Nee vriende, dan blaai ons aan na die Nuwe Testament en dan sien ons dat God maar weer as 'n boer van vooraf begin. Want hy is die God van tweede kanse. Hy is die God wat maar weer probeer. En hy kom en hy plant weer 'n wingerd. En hy sê vir ons, julle kry nog 'n kans. 'n Kans om te groei en om druiwe te dra. Kom ons lees iets hiervan in Johannes 15. Jesus sê, ek is die ware wingerdstok. My Vader is die boer. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, en let nou op hoe baie keer kom hierdie vrug dra voor in hierdie paar verse. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af. Maar elkeen wat vrugte dra, snoei hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra. Julle is alreeds reg gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Julle moet in my bly en ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die bly en ek aan hom. Dra baie vrugte. Want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi soos 'n loot en hy verdroog. Die mense maak sulke lote bymekaar en gooi dit in die vuur en juis daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra en my disippels is. En ek gaan nou nie verder daaroor iets sê nie, maar miskien hardloop jou kop nou weg met hierdie woorde van julle kan enigiets vra wat julle wil en julle sal dit kry. Wat hier sou staan, vriende, as ek in God ingeplant is,
dan kan ek maar van hom vra dat ek op enige plek sy disipel wil wees en sal wees en ek sal toegelaat word om dit te doen. Dit beteken nie ek gaan 'n klomp goud kry nie. Dit beteken dat as ek vrugte wil dra, dan sal ek dit kan doen. Want vriende, 'n wingerdstok is iets wat daar is om vrugte te dra. Juis omdat dit met vrugte dra word dit gesnoei. En hoor wat staan hier. Elke loot aan my wat nie vrug dra nie, sny hy weg. Maar elkeen wat vrug dra, snoei hy reg, sodat dit meer vrug kan dra. Snoei sal ons gesnoei word. Of weg, of reg. In vers 8 beklemtoon dit. My Vader word juis daardeur verheerlik, dat julle baie vrug dra, deurdat julle my disippels is. Want 'n disipel is iemand wat vrug dra. Elke loot wat nie vrug dra nie, sny hy weg. Dit word weggesny en weggegooi. As iemand nie in my bly nie, dan word hy weggegooi. Dan verdroog hy. Dan kan hy stukkend geknip word. Dan kan hy breek. En sulke lote word bymekaar gemaak en in die vuur gegooi. En vriende, hierdie vers is die kos van mense wat die kerk wil spot en die Christene wil spot. Ja, kyk, wat 'n wrede, aaklige God het julle. Hy kan nie wag om mense te verbrand en weg te gooi en sy rug op hulle te keer. Dit klink so liefdeloos en mense kan dit so liefdeloos laat klink. Maar nee, hierdie is nie harde, liefdelose, veroordelende woorde nie. Hier word nie gepraat van 'n woedende boer nie. Maar hier word gepraat van 'n boer wat aktief betrokke is by sy wingerd. 'n Boer wat die welsyn van die wingerdstok in die oog het. En wat graag wil hê dat hierdie wingerdstok so moet dra, dat ek vir die wêreld van sy vrugte kan gee. Vriende, 'n wingerdloot wat nie vrug dra nie, het dalk die vorm van 'n tak, maar nie die definisie van 'n druiwestok. So 'n loot tap uit die wingerd uit 'n klomp krag en vog, maar sonder enige resultaat, sonder enige vrug. En as die Here hier sê dat elke loot wat nie vrug dra nie word afgesny en weggegooi en verbrand, dan is dit bedoel hy nie daarmee in die eerste plek die straf en die oordeel nie. Maar dan is dit die eerlike erkenning van God, dat hierdie loot sit hier. Maar dis ook die erkenning daarvan dat deur hierdie loot daar nie lewe vloei nie. En daarom op hierdie nagmaal Sondag in hierdie lydenstyd moet ek en jy hoor dat die Here staan nie gereed om jou af te kap en jou weg te gooi en jou te verbrand nie. Maar vanoggend vra die Here vir jou en vir my dat ons baie seker sal maak, dat ons dringend seker sal maak, dat ons ingeplant is op die wingerdstok. Dat ek dringend seker sal maak, dat die sap, dat die vog, dat die lewenskrag van God deur my vloei, sodat ek, sodat jy, sodat ons as 'n gemeente kan vrug dra, waar die wêreld dit kan kom pluk. Dat ons sal seker maak, dat die mense rondom jou, nie net die mense van wie ek en jy hou nie, maar alle mense, die genadige liefde van God, en die vrede, en die vreugde, en die vriendelikheid, by ons kan kom afblik.
Die afgelope paar weke kon mense op Lourensfort gaan hanepoot druiwe pluk vir hulle. En mense kon nie wag dat hierdie die Saterdag aanbreek nie. Net al van maande gelede gevra, wanneer is daai dag wanneer ons kan gaan hanepoot pluk? Wat mense kan amper nie daarsonder nie. Iemand noem hanepoot wit goud. Ons kan nie daarsonder nie. Ons wil dit hê. Dis wat Sagaria 8 sê. In daardie tyd sal mense uit die heidendom, mense wat nie Christene is nie. In daardie tyd sal mense kom en hulle sal een Israeliet, een Jood aan die klere gryp en sê, moenie van ons af weggaan nie, want ons het gesien God is by julle. En moet nou nie sê dadelik, maar ons doen niks hiervan nie. Moet nie dadelik sê, ons is so skuldig nie, want dit is nie waar nie, ons doen iets hiervan. Maar dis hoekom ons hier is, vriende. Ons is hier vir geen ander rede nie, as om die lig, die vrug van God, te weerkaats in hierdie wêreld. Onthou 'n druiwestok. 'n Druiwestok kies nie. Wie mag druiwe van my pluk? Ook al kom daar mense op Lourensfort om te gaan hanepoot pluk en hulle verniel die stok. Weier die stok nie dat jy die druiwe kan afpluk nie. Die druiwestok gee maar die druiwe. Al verniel ek hom hoe? En dis wie ons is. Al verniel die wêreld ons hoe? Al probeer die wêreld hoe hard om ons deur te knip met die skêr. Al gooi die wêreld ons heen en weer rond, dat dit vir ons voel of ons op die rowwe oseaan ronddobber. Ons is hier met een doel, om vrug te dra. Maar ook ons, wat vrug dra, snoei hy skoon, sodat dit nog meer vrug kan dra. Nou ek is op baie gevaarlike terrein, want hier sit 'n wingerdboer in die diens vanoggend. En dalk sê ek 'n klomp verkeerde goed. Maar vriende, op 'n sekere stadium van die jaar word 'n wingerdstok erg gesnoei. Word daar van die ou hout ontslae geraak. Want dit sal nie meer vrug dra volgende jaar. En dan begin die wingerdstok weer groei. Dan kom nuwe lote. En dan op 'n stadium stap die boer deur die wingerd en sê, nou is hier heeltemal te veel lote. En dan gaan hy en hulle raak van sekere lote ontslae. Hulle sê, hulle seier die wingerd. Want hulle raak van lote wat te veel sap uit die stok uitsuig, ontslae. Sodat daar nie te veel lote oorbly nie, sodat die lote wat oorbly genoeg vrug kan dra, sodat daar genoeg lig, sonskyn op die wingerdstok kan val. Daarom dit wat net vog uitsuig en die vrug gaan wegvat, dit word geseier. Ons word ook soms geseier. En vriende, om 'n wingerdstok te seier is nou nie sommer enigiemand se werk nie. Kan jy nie sommer net enigiemand in die straat gaan oplaai of vir my kom oplaai en sê gaan doen dit nie, want ons weet nie hoe nie. Dis gespesialiseerde werk. En as ek daai wingerd seier en ek breek die takke af en ek sny dit af. En ek kom môre oormôre weer daar, dan huil die wingerdstok. Dan druk die stam die vog deur daai seer plek. Dis seer, vriende, om geseier te word. Dis pynlik. Dit laat 'n mens huil. En baie keer as ons geseier word, dan gee ons ander mense die skuld, soos is hulle skuld. In plaas van om maar net by God te gaan sit en te weet, God is met my besig, sodat ek meer vrug kan dra. Elkeen wat vrug dra, snoei hy reg.
Net nog 'n laaste gedagte. Johannes 15 sê dat ons in die wingerdstok ingeplant moet bly. Bly in my. Vers 4, as julle nie in my bly nie. Vers 5, wie in my bly. Vers 6, as iemand nie in my bly nie. Vers 7, as julle in my bly. Ons moet in die wingerdstok bly, ingeplant bly. In die laat 1700s, of laat 1800s, was daar 'n groot krisis in die wingerdbedryf in Europa. Groter as wat Beck & Close vandag in Suid-Afrika is. Omtrent 70% van die wingerde in Europa het gevrek. En niemand het geweet hoekom nie. Tot op 'n dag iemand uitgevind het, toe hy die wingerdstok uithaal, dat aan die wortels van die wingerdstok is daar 'n mikroskopiese luis wat die wingerd opgeëet het van onder af, wat die wortels opgeëet het sodat hy nie kan sap uit die grond kry nie. Phylloxera. En iemand het gekom met die slim plan om 'n onderstok te ontwikkel wat bestand is teen Phylloxera, teen hierdie mikroskopiese luis. En gesê van nou af gebruik ons hierdie onderstok en ons end 'n ander stok bo op hierdie onderstok. Sodat die onderstok gesond kan bly en kan vrug dra. Vriende, vandag op hierdie nagmaal Sondag, in hierdie lydenstyd, herinner God my en jou daaraan dat ons ingeënt is. Nie op 'n Phylloxera vrye onderstok nie, maar dat ek en jy ingeënt is in 'n sondelose Jesus. Hy is die wingerdstok. Ons is die lote. Ek, jy, ons groei nie op ons sondige self nie. Ons sondige self is as dit ware afgesny. En nadat ek afgesny is ek ingeplant op Jesus. En nou trek ek die vog, ek trek die lewe, ek trek die gees van God uit Jesus uit. En ek dra die vrug van die onderstok. En as mense my eet, as mense met my te doen het, dan is dit soos wanneer hulle wyn drink, dan sê hulle my, ek proe die grond hierin. Ek proe Jesus in jou lewe. En is dit vanoggend God se smeek roep na jou en na my toe. Laat jou ingeënt word op die sondelose onderstok, Jesus Christus, sodat jy vrug kan dra en mense Jesus in jou kan proe. Amen. Lida, kan ek jou vra dat jy vir die kinders gaan sê, hulle moet asseblief terugkom, so hulle kan maar kom as hulle hier is. Vriende, intussen terwyl sy hulle gaan roep, gaan ons iets sê oor die nagmaal, want ons gaan nou nagmaal gebruik. Die nagmaal is in sy wese 'n verbondsmaaltyd. Dis die maaltyd wat ons dit vier, dat daar 'n verbinding is tussen my en Jesus, dat ek ingeënt is op Jesus. Die verbinding tussen hom en ons word telkens nuut gevier. En dit het die volgende betekenisse. Dis in die eerste plek 'n gedagtenismaaltyd. Ons dink aan wat Jesus vir ons gedoen het. Ons sien hom met eer en heerlikheid gekroon op grond van sy lyding en sy dood. Die nagmaal is eintlik 'n waarborg. So seker as wat ek hierdie wyn drink en die brood eet, so seker weet ek het Jesus vir my gesterf. Dis die viering van die lewende van die gemeenskap met die lewende Here en met mekaar. Ek bly doelbewus stil sodat dit kan insink by ons. Ons vier vanoggend
dat daar 'n broer en suster band is tussen my en die persoon langs my en voor my en agter my. So ek wil vra, kyk gou, wie sit voor jou en langs jou en agter jou? En glimlag vir hulle. Want ons vier die gemeenskap met mekaar. Ons is mekaar se broers en susters. Dis 'n verkondiging van ons toekomsverwagting. Ons weet nie wat vanmiddag en môre vir ons voor lê nie, maar ons weet dat Jesus vir ons 'n plek berei en dat hy besig is om ons gereed te maak daarvoor. Die nagmaal is 'n vreugdefees. Toe ek 'n kind was, het ek die idee gekry altyd dat nagmaal is 'n baie prim en proper affære en jy moet baie streng wees. Kinders het nie altyd saam gegaan nie en jy moet altyd jou sonde bely. Natuurlik moet ons ons sonde bely. Julle is welkom. Maar die nagmaal is in die heel eerste plek, vriende, 'n vreugdefees. Ons vier dit vandag dat ons 'n lewe in die toekoms het. En dis 'n fees van dankbaarheid. Dis 'n fees van dankbaarheid. Dankie dat ek gered is. Dankie dat ek 'n broer en suster het. Dankie dat ek verlos is. Piet, ek gaan vir jou vra dat julle vir ons die tafel finaal gereed maak asseblief. Ek het die kinders, die jong mense wat so 2-3 weke gelede belydenis van geloof afgelê het, gevra om vanoggend by die tafel te sit. Maar ongelukkig is 'n paar van hulle nie vandag in Somerset Wes nie. Vir 'n paar is dit nie moontlik nie. Maar Corneille het gesê hy kan nie wees vandag. So toe het ek gesê maar Corneille moet sy oupa saambring. Maar toe kom ek agter sy ma en pa deel die tekens uit, so hy gaan sy sussie ook saambring. So Corneille en Willem en nou is Marley, julle is nee man, Elaine, julle is baie welkom. Julle kan hier voor by my kom sit. Julle is baie welkom. Twee van julle kan die kant sit. Willem, gaan jy die kant sit? Julle kan maar sit hoor. Vriende, ons gaan nou ons geloof bely. Maar ons gaan dit doen met 'n lied wat ons sing. Let op die woorde van hierdie lied. Troue Here van my lewe, God by wie ek vrede vind. Vader wat my skuld vergewe. En dan hierdie woord. Dankbaar leef ek as u kind. En ook die volgende vers. Kom ons staan en ons bely ons geloof met hierdie lied. God
ons bid. Here, as ons nou by hierdie tafel gaan aansit, dan bid ons dat as ons hierdie stukkie brood eet en die wyn of die druiwesap drink, ons sal weet dat ons in Christus nuwe mense is. Dat ons die vreugde van hierdie fees sal beleef. En Here, dat die vrees vir straf ons nie sal laat twyfel en weifel nie. Amen. Vriende, ons gaan eers die brood uitdeel, net so tydjie daarna die wyn en die druiwesap. Die druiwesap is die wit vloeistof in die middel van die skinkbordjie. Hou dit al twee by julle tot almal al twee het, en dan gaan ons dit saam met mekaar gebruik.
ingeslaan is met die wyn of die brood? Die bedieners het julle al gekry? Baie dankie David. Vriende, dit bring ons dan by hierdie oomblik om saam met mekaar die brood en daarna die wyn of die druiwesap te gebruik. En ons moet nou in ons gedagtes sien dat ons almal rondom 'n tafel sit en dit eintlik vir mekaar uitdeel en dit saam met mekaar gebruik. En vir ons kinders wat nou teruggekom het, ek wou nog gesê het net nou dat as jou ouers, die pappa of mamma vir jou die brood, 'n stukkie brood wil breek en dit vir jou wil gee, dan sê ons daarmee dat ons weet dat Jesus het sy liggaam laat stukkend sny. En nou kan ons in hom wees en sal ons nooit deur niks stukkend gesny en gebreek kan word. Gemeente, die brood wat ons breek is die deel hê aan die liggaam van Jesus Christus. As ons dit eet, moet ons glo dat die liggaam van Jesus Christus gebreek is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging is die gemeenskap die deel hê aan die liggaam van Jesus Christus. Onthou ons gesê, die nagmaal is ook 'n waarborg. Dit is asof ons self gelei het. Dis die deel hê aan die bloed van Jesus Christus waarmee hy homself gegee het vir ons. As ons die beker van danksegging drink en ons onthou dat dit die gemeenskap is met die bloed van Jesus Christus, moet ons onthou dat Jesus het sy kosbare bloed gegee, vergiet tot 'n volkomme versoening van al ons sondes. Hy het dit gegee sodat ons vir altyd die lewe kan hê. Kom ons gebruik dan ook die wyn en die druiwesap. As ons klaar die wyn en die brood gebruik het, en ons hierdie vreugde beleef, dat Jesus homself vir ons gegee het, en ons weet dat daar buitekant lê die lewe vir ons voor met sy skêr, wat ons wil stukkend sny. Vriende, dan gaan ons vanoggend hier uit, en dan sê ons vir die Here dankie dat ons die nagmaal kon vier met die woorde van Paulus aan die Romeine. As God vir ons is, as hy sy seun vir ons gegee het, as sy seun sy lewe weggegee het, as God vir ons is, kan niks en niemand ons meer aankla nie. Kan niks ons skei van die liefde van God. Want so ver as wat die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Broers en susters,
as ek eet, kry ek krag. Dan kan ek weer aangaan vir 'n paar ure in die lewe. Vanoggend sê die nagmaal dat ons het krag, genadige krag, om hier uit te stap. Ons het energie om vir Jesus te gaan leef. En Here, daarvoor sê ons dankie. En bring ons aan U die eer. En bid ons, Heilige Gees, dat ons die vrug van die Gees sal leef en sal uitdeel in die wêreld daar buite. Amen. Kom ons sing nou die bekende lied, laat my met U verenig lewe, laat ek in U ingeplant lewe, en ons gaan dan met daardie woorde ook die lewe weer daar buitekant in. Julle is welkom om te kom tee of koffie drink in die saal, en nog 'n bietjie die gemeenskap met die gelowe, van die gelowiges met mekaar te vier. Kom ons staan en ons sing dit. As jy in die komende week met iemand te doen kry, onthou dan, dis nie toevallig nie. Hulle kom om druiwe, om vrug te pluk by jou. En al verniel hulle jou, gee vir hulle die vrug van die Gees, wat uit jou straal. Die Here sal julle seën, en julle beskerm. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn, en julle genadig wees. Die Here sal sy aangesig na jou toe oplig en aan jou vrede gee.